Die naweek is verby, Oktober is verby en amper is die jaar ook nou al verby. En hier in die Kaap het ons gedink die winter is verby, maar nog lank nie. Nou moet ek daarom sê, so plek begin die hitte deurkom. Baie welkom vanoggend weer by jou dagstukkie nommer 313. En die tema van vandag se dagstukkie is heilige wegkruipplekke. Psalm 119 vers 97. Ek kan nie vir u sê hoe lief ek vir al u voorskrifte is nie. Ek dink dag en nag daaroor. Die boodskap. Baie mense sê hulle soek God, maar eintlik probeer hulle hom net nie vind waar hy regtig wag nie. Heilige wegkruipplekke. Charlie Chaplin het die wêreld laat lag, maar agter sy lag was daar 'n baie eensame mens. Hy het onder andere gesê, I always like walking in the rain, so no one can see my crying. Net soos Charlie het meeste mense vandag ook 'n sosiale masker wat hulle opsit. 'n Gesig waar agter ons wegkruip en dikwels ons diepste hartseer wegsteek. Ongelukkig is godsdienstigheid ook een van daardie maskers waar agter baie mense wegkruip. Dit word die pleister vir al seer en skuldgevoelens. Dit herinner my aan iemand wat eendag baie trots genoem het dat hy die Bybel al ten minste 5 maal deurgelees het. Die mense om hom was baie beïndruk, tot 'n wyse bejaarde dame sag amper met 'n glimlag gevra het. Dis wonderlik, maar sê gou, het jy die God van die Bybel al ontmoet? Daar was stilte, want dis maklik om baie oor en van God te weet, maar dis iets totaal en al anders as om hom persoonlik te ken. Baie mense gebruik selfs die Bybel as 'n wegkruipplek. Ons lees, ons bestudeer, ons haal aan, maar tog kan dit 'n manier wees om weg te kruip van die lewende verhouding wat God eintlik wil hê. Dis makliker om te praat oor God as om eerlik voor hom te wees. Ons almal kruip soms agter iets weg, agter kennis, agter goeie dade, agter geloofstaal of selfs bedieninge. Dis amper soos daardie kinderspeletjie wegkruipertjie. Ons dink God gaan ons miskyk as ons slim genoeg is om met sy dinge besig te wees. Maar hy roep juis nie net vir ons om hom in die bladsye van die Bybel te vind nie. Hy roep ons om hom in die hart te vind, om die Gees toe te laat om sy woord op die tafels van ons harte te skryf. Dis juis wat Psalm 119 vers 97 sê. Hoe lief het ek u wet, ek oordink dit die hele dag. Die skrywer sê nie, hy bestudeer dit die hele dag nie. Hy sê, hy het dit lief. Liefde verander hoe ons kyk, hoor, dink en optree. As ek lief het, lees ek nie net om kennis op te bou nie. Ek lees om nader te beweeg aan die een wat my eerste lief gehad het. Ek het al mense ontmoet wat die Bybel soos 'n ensiklopedie ken, maar wie se harte koud en hard bly. En dan het ek ook mense gesien wat skaars kan aanhaal uit die Bybel. Maar as jy tyd saam met hulle deurbring, voel dit of jy tyd saam met Jesus self deurbring. Hulle leef die woord, hulle praat dit nie net nie. Dis soos 'n motor sonder brandstof. Mooi om na te kyk, maar dit gaan nêrens nie. Net soos Bybel lees sonder 'n ontmoeting met God ook dood. Kom ons word stil by God. Nie net met jou Bybel in jou hand nie, maar met jou hart oop vir hom wat die woord self is. Dan vertrou ons die Gees om sy lig as woord verander deur ons te laat skyn. Agter elke masker lê gewoonlik 'n waarheid wat bang is vir die lig. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy kruip ons so maklik agter maskers weg? Wat kan ons doen om die Bybel te laat wortel skiet in ons harte? Hoe gaan jy vandag begin om die woord in jou hart te bære? Here,
Ek wil U nie net ken uit die woorde van ander of uit die bladsye van 'n boek nie. Leer my om U te ontmoet in die woord, om U stem te hoor en U hart te voel. Laat die woord nie net in my kop bly nie, maar deur my lewe vloei. Amen. Gaan hê 'n wonderlike dag en 'n wonderlike week en vertrou die Gees om ook met sy vinger op die tafels van jou hart hierdie week te skryf. Wees geseënd, liefde en groete soos altyd, Shaal. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer te stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.